Jy werk nog wel, maar jy gaan ook oud raak. Jy gaan ook geboord raak. Daar gaan jy ook moet niks op eindig. As ons sien nou praat, laat mense vir ons kan help. Om vir jou te laat iets kry, laat jy kan. Ek het ander dag, het ek vir die wit mense gesê, hoekom word dan nie pensioen, sê bijvoorbeeld afgetrek, so as die man kom oud raak, as hy kom oud raak, dan kan hy man die wiste van hy pensioen geld vir my huis koop. Nou sit jy my nie ou op die plaas, hulle worry is nou nie meer nie. Hulle kry nou volgende, so jy kan my oud raak, kan jy maar sit, en jy kan maar doodgaan. En ander dag, as jy nie vir die plaas werk, jy het hulle jou weggejaag. Nou nie meer nie, hulle waren nie nou meer nie. Maar daar is waar het nou weer kom, as een man so mooi luister, die boere toch as slim as het so kom, verstaan, van as een man nou luister naar die groot met die seasonal workers. Nou die voorhanders hoef jy met permanent te raak. Precies. Verstaan, nou terwijl onze mensen nou beginnen rise up, verstaan, nou stoot hulle onze mensen vandaag af aan die plaas. En hulle besef onze mensen beginnen krijgen nou iets bereins. Verstaan, hulle kan niet meer onze mensen toe over lang nie. En nou kom die seasonal, nou kom die voorhanders in. Verstaan, so nou het die boer weer binnen om te staan om hulle te gebruiken, want hulle kan nie nog kon na die kan nie. Verstaan, maar hulle het papieren nie. Ja. Verstaan? Dis hoekom hulle worry nie op die wat nou kleerling is wat op die plaas bly nie. Hulle worry nie daaroor meer nie. Want hulle weet, ek mag nie nou meer die ou uitsit soos jy wil nie. Dat is hoofdzake, want ek was in so'n zaak geweest. Toe hulle my retrains, toe kreeg hulle sommer uitzettingbevel op teen my. Ja. En ek het nie daar gaan leen nie, ek het gaan beklei. My zaak was portable hof toe. Daar had ek die uitspraak gekry, maar ek moet nergens gaan, ek moet naar bly. Hy was 2 keer in die Kaap, die hoogste grondeishof van die Kaap en die hoge rechtshof van die Kaap. Hy was daar. Hulle het geappeleer en toe gaan hy Bloemfontein. En daar in Bloemfontein, dat is hoekom ek nou nog op die plaas bly. En Bloemfontein het hulle besluit, maar ek moet nergens heen gaan, ek moet naar bly. Maar nou, ek sê, ek is nog net bekommerd die dag as ek nie meer daar is. Dan gaan hulle terugvallen op my vrou. Oké, my vrou. Was ook een applikant. Maar dan gaan hulle terugspringen op my kinders als my vrou niet daar is. Want toe gaan ons nou, zoals mensen moet besef. Dat is niet makkelijk als je niet nou gaan bekleven je recht op je plaats. Dan gaan die boeren voor jou dorp toesturen. Waar je gaan kapieren aan die landen. Hier krijg je nog goede gratis. Niet gratis water, maar zodra je dorp toe gaat, ga je moet betalen. Dat is ook om hulle net als mensen dorpen toe terug. Die gaan water betalen, die gaan alles. Die gaan vullisverwijdering, die gaan alles betalen. Met die bietjie salaris en dan het jy nie eens 'n backup soos 'n pensioen. Jy het nie 'n backup nie. Maar nou my leier sê hulle moet nie beweeg van die huisie want wat ek gaan nou tussen daar is Stellenbosch op 'n plaas. Hy boer dit weer al die water en die karrig en goede afgesit. Verstaan, nou maak hy die sit so huis en swaar vir die mense. Verstaan, nou gaan hulle na 'n council huis soos dit nog swaarder want hulle dinge gaan beter op is. En as water en krag wat nou besef hulle, jy maar daar is nie inkomste nie. Verstaan, so ek baat ek vat hy huis wat die lek en goed in die bad, daar is niks nie. Maar die gebouw wat sy in bly, sy kan nog bou hier op en goed dat sy beklei recht by jou richting. De plaas te staan op jou, dan sy moet ook verweek op die plaas. Ja. Verstaan, so moet hy benefit kon na jou toe. En wat ons mense ook nie verstaan op die plaas. Die goede wat die boere doen is onwettig. Die moment as jou krag en water afsny, dan is het de steen nie wet. Want daar is 'n wet wat vir jou beskerm, wat vir jou sê dat enige inwoner in Suid-Afrika mag nie sonder krag en water wees. So, en ons mense moet ook nou besef op die plase. Ja, die gebou wat jy in bly. Gaan kyk jou geskiedenis, gaan lees jou geskiedenis. Die gebou wat jy in bly, ja, dit is die Witman se gebou. Maar die grond waarop die gebou is,
is jou wettige eienaar. Hy is die eienaar van die grond. So hy moet vir jou eintlik hier betaal, maar nou sit hy weer jou van die plaas af. Dis nie sy grond nie. Want daar's 'n trust wat jy aan behoort. En jy is die trustee van die trust. So ons mense moet dit beginne weet. Dis hoekom ek sê vir 'n witman, dit is jou grond nie. As jy jou grond nie is die gebou nie, want die grond Wat die want as gebou, jy van die gebou kyk, is aan die grond wat hy geld om gegee het om die gebou te hou. So alles is joune. Ja. Kyk nou van die dag, want hy het geld gemaak uit die grond uit Precies. om al die goede te koop. Verstaan, so dit te sê op wat gebeur op die plaas. Maar nou as er nog 'n vraag is, daar praat ek weer met 'n groot man, hy sê dat die boer sê vir hom, ja, die huis is syne tot lank en liewe, nou wat gebeur met die kinders wil ek weet nie. nou, Al hy is ook, joh. nou dit is waar ons mense vir hulle laat confuse. Hulle laat vir hulle confuse op die plase. Ja, jy het verblyfreg. Vir al jy klomp jare gebly het. Maar die moment as jy sterf, dan moet hy kinders gaan. Jo. Want hulle het mos nie verblyfreg. Die verblyfreg geld vir jou. So jy moet nou 'n bietjie verder dink en dink aan jou kinders. Waartoe gaan jou kinders? So kom ons beklei en ons beklei saam vir die regte ding. En die regte ding is bly op jou grond. Ek het vir baie mense gesê, hy kan jou niks maak, al probeer jy ook wat. Hy moet jou hof toe gaan en in die hof gaan jy het wen. Want die hof is een gunste vir jou wat van die grond afgesit word. Ek kom maar hier, so ek weet waarvan ek praat. Hy is een gunste van jou wat afgesit is, hy is nie gunste van die witman nie. So hulle kom, dan gaan kry hulle, ons moet baie versigtig ook wees. Hulle kry hulle prokureurs. Dan gee hulle vir jou 'n papier wat hulle vir jou 30 dae gee om te onruim. Dan onruim jy. Maar daai papier wat jy gee is onwettig. Onwettig. As onwettig, die wet sê, jy moet 'n uitsetting dokument kry. 'n Dokument is nie een of twee bladsye. 'n Dokument is 'n pakkie. Jy moet 'n dokument koop van hy moet binne hy dokument moet hy spesifiseer hoekom hy vir jou Rede, ja. van die grond ry, moet 'n rede strek. Soos in my geval was hulle rede ongrondwetlik, want hulle het gesê ek intimideer die werker sowel as die bestuur. Al wat ek gemaak het, ek net gevra, nou wat soek daar as 'n bestuurder as ek hom intimideer? Dat soek hy as 'n bestuurder. Ja, sê jy. Dan is ek mos 'n bestuurder en hy is 'n werker. En ek intimideer hom. Dis 'n bestuurder se werk om sy werkers te bestuur. En op grond van dit bleek we dag nog in die hof, ja, hulle is kwaad vir my. En baie boere hier in die Halfmanshof omgewing gaan kwaad wees vir my. Maar jy kan nie mense op 'n plaas sonder water los en sonder krag los. Ons mense moet wegbeweeg van hy dinge. En wat raad is daar vir die wat nog op die plaas bly en vir die mense wat nie weet dat as nou 'n ding saam met jou gebeur, dan word jou kinders geremove. As daar miskien nou wil wat hulle kan gaan opsit of iets wat hulle kan doen om dit te combat. Nee, ek dink nie dat wel, omdat dit is 'n private property. Verstaan, ek dink nie hy wil gaan werk. Verstaan jy, maar jy kan staan op jou reg. En as die kinders slim is, kan hulle staan op hulle reg. Kom ek sê, hulle kan staan op hulle aboriginal reg. Verstaan? Ek dink niemand kan verby daai reg kom nie. Jy het 'n aboriginse reg. Dat kan hy bypass. Ja, so as jy slim genoeg is, dan staan jy op jou aboriginse reg en jy sê ek movie, want ek movie van my grond af. Want dan moet die boer het gaan bewys, dan moet hy 'n hofbevel kry. En in die hof kan jy dit gaan bewys dat jy eerste nasie, jy's aborigins. So die grond wat daar is, dan kan jy vertel van die 1961 wet. Die colored person's trust. So jy's 'n eienaar van die grond. So daar's verskillende maniere wat jy kan opstaan. Dis hoekom ek sê
Ek wil eintlik byvoeg, mense moet ophou die snaakse goed op die TV's kyk. Die storiefilms en goeders. Lief. Ja, kyk hier regtig goed. Kijk hier recht, ja. Kyk hier regtig goed, leer jou culture. Verstaan jou kom vandaan. Waar vanaf kom jy? En sê vir jou kinders nou al, ons is Coloureds, of sê vir hom ons is Khoisan, of sê vir hom ons is Hottentotte, of moenie skaam wees oor wat jy is nie. Sê vir jou kinders dat hulle dit weet. Ja, hulle moet dit weet, want baie mense voel 'n bietjie anders oor die naam Khaled, but 'n man sien nie die swart man raak kwaad as hy hom swart noem nie. Want hy weet hy is Khoisan. Nou hy weet hy is Xhosa, hy Ja. weet hy is Zulu. Nou daai dit te breek, daar is nie om vent te voel wat sy weet. Nee, wat ek is Griekwa. Ja. Verstaan? Plus ek ken my kom vandaan, maar so mense soos my grootman sê, hulle kyk TV, hulle kyk allerlei goede. Maar wat ek wil ook geweet het, as 'n man so ry hier in die pad en dan kan 'n man sien die bottelstore wat opgaan. Verstaan, soos hier nog dit so 'n kind of 'n dopstel, besigheid, 'n dopsystem, besigheid wat hier plaas week in die dorpies, want as 'n man mooi kyk, nou daar is op by baie borrelstore gery, né? Dis op by baie borrelstore, maar dis is 'n library of so, daar's baie miskien like libraries en sulke goede nie. Verstaan, soos daai nog die environment die setup. Want jy verstaan hoe so mense gaan miskien na die borrel toe. Verstaan vir die stres en alles daai, maar daai ook wel agter, maar daai soek purposely gedoen by die boere. Ja, kyk die ding se naam is daai ding is nou al veroorsaak deur kom ons sê deur die wit mense. Ja. So, maar okay, ek sê altyd 'n mens moenie die drang, die skuld geniet, jy het jou eie gesonde verstand om nee te sê. Ek was ook 'n dranker, maar ek het besluit nee wat. As ek wil iewers na toe gaan of iewers wil kom, dan sal ek van sekere goed moet afstand doen. En ek sê nie drank is verkeerd nie, maar drank is beteken baie nadelig. Om te sideline, ja.